Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. This is the word of God. I'm reading from Ephesians 3, verse 7 to 12. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace, given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me, to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He has accomplished in Christ Jesus, our Lord. In Him, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Tweede gedeelte is in Kolossense 2, vers 1 tot 7. Colossians 2, verse 1 to 7. I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this, so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Laaste gedeelte Filippense 2, vers 12 tot 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Dit is die woord van God. Môre Ligpunt. Dit is lekker om weer God se woord te kan preek vir julle. Baie welkom aan ons gaste. Veral as jy 'n bietjie kon kuier. Die doop was 'n wonderlike feesviering van God se genade en ons gaan aanhou bid vir daai kinders. Baie welkom by ons. Ek is Johan van Aswegen, ek's 'n ouderling hier by Ligpunt. Ek gaan vir ons God se woord oopmaak vanoggend. Maar ek wil ook die moeders eer in ons midde. Moederliefde is 'n baie spesiale ding. Die wêreld sou baie slegte plek gewees het sonder julle. En so baie dankie. Ek wonder altyd, is daar iemand wat vanoggend gehoor het Moedersdag vir die eerste nou nie geweet het nie. En dan want dit het al met my gebeur. Maak 'n plan, gaan bederf die moeders in jou lewe. Hulle verdien dit. Soos ons reeds genoem het, ons is in 'n kort reeks getiteld Dieper. Ek het laasweek genoem, hierdie is eintlik maar 'n tema vir die jaar vir ons. Dis ons begeerte as kerk, as ons gesinne, as ons klein groepies, en as individue, dat ons sal dieper gaan in ons kennis van God, en dat ons 'n mense sal wees
wat ons God toenemend meer intiem sal leer ken. En so in hierdie kort reeks van net 2 preke het ons laasweek gekyk na hoekom ons dieper moet gaan en vanoggend gaan ons kyk na hoe ons dieper kan gaan. Die 2 boodskappe gaan regtig hand in hand. En so as vanoggend met jou praat, asseblief gaan na ons podcast toe en jy laasweek se preek gaan luister. En so as vanoggend vir jou iets beteken, gaan luister laasweek se, die 2 werk regtig goed saam. En so ek sal graag wil hê julle moenie uitmis nie. Onthou ook, soos reeds genoem en ons baie inligting uitgestuur hieroor, hierdie reeks gaan gepaard met ons gesamentlike Bybelstudie, 'n kerkwye gesamentlike Bybelstudie wat ons wil hou, wat hierdie week afskop, Dinsdag en Woensdag hierdie week by ons kerkkantore, waar ons al die klein groepies gaan vra om nie as individuele klein groepies by mekaar te kom nie, maar ons kom almal by mekaar, ons ontvang saam lering, ons lees hierdie boekie saam en ons bestudeer God se woord saam. Dit is Dinsdag en Woensdag aand hierdie week. Dis dieselfde sessie Dinsdag en Woensdag. Dis maar net om dit beskikbaar te maak vir meer mense. Dalk kan mamma kinders oppas een aand, papa die ander aand, en dan kan julle beide julle volle aandag gee aan God se woord. Vir ons gaste, as dit iets is wat jy in belang stel, asseblief kom val net in by ons. Julle is so welkom. Ek dink dit gaan opbouend wees en ons sien uit om dit af te skop hierdie week. Dis al van my kant af. Kom ons bid vir God se woord en hoor ons wat die Here vir ons wil sê vanoggend. Almagtige God, ons kort u genade so desperaat vanoggend. Sonder u Gees wat nou ons harte kom oopmaak, gaan ons nie hoor wat u vir ons wil sê nie. Sonder die Gees wat ons oë kom oopmaak, gaan ons nie verstaan die rykdom van die woord vir ons vanoggend nie. En so kom nou, Heilige Gees, wees ons genadig, breek ons harte oop, maak ons so oop en help ons om te sien en te waardeer dit wat u vir ons wil sê. Nie net as kerk nie, maar as individue. Ons bid vir die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend vra ons die vraag, hoe gaan 'n mens dieper? Ons het laasweek stilgestaan by die erns van diepte. Hoekom moet 'n mens groei in 'n mens se geloof? Diepte het ons gesê is volwassenheid in ons geloof. Dit is 'n dieper liefde vir God, vir sy mense en vir dit wat God van ons af verwag. Ons het gesê diepte is ernstig en dit gebeur nie outomaties nie. Ons moet onsself oorgee vir die waarhede as ons wil groei in diepte. Elke gelowige moet verantwoordelikheid vat vir hulle eie geloof. Ons het ook gesê, dis nie eintlik opsioneel nie. Groei is iets wat of gaan maak dat jy vooruit gaan of dit gaan maak dat jy agteruit gaan sonder groei. Groei is nie eintlik opsioneel nie. Dis wat God se woord ons geleer het laasweek. En so ek hoop ten minste het laasweek se preek julle hierdie week laat vra maar hoe? Ek verstaan die erns, ek verstaan die belangrikheid Johan, maar hoe? Hoe gaan ons dieper in ons geloof, dieper in ons verstaan van God? Dis ons groot vraag vanoggend. As ons net gou vir 'n oomblik hier mag stil staan, almal van ons het tog 'n begeerte om in ons geloof te verdiep. Ons almal wil groei. Geen opregte gelowige sit hier en dink, wel, ek wil 'n koue en leë geloof hê nie. Nee, ons wil meer hê van die Here met wie ons in verhouding is. Ons almal soek dit. Baie van ons het al selfs probeer om hierdie diepte op verskillende maniere na te jaag. Ons het al die preke geluister. Ons het al die bid en Bybel lees ding probeer. Want dit sal natuurlik die tradisionele antwoord wees op hoe ons dieper moet gaan. Lees meer Bybel en bid meer. Maar kom ons wees eerlik met onsself. Vir baie van ons het dit probeer en dit was bietjie awkward. Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat om te bid nie, wat om te lees nie. Ons het nie mooi geweet wat om in daai oomblik te doen nie. Dit is moeilik. Vir ander van ons as ons eerlik is, dit het nie veel vir ons beteken nie. So ek het aangegaan. Ek sien die belangrikheid daarvan, maar om eerlik te wees, het voel asof ek in die dak vasbid. Vir ander van ons het ons probeer, maar dalk so 1 of 2 keer. En toe het die lewe te besig geraak en die tyd het te min geraak. Vir ander van ons dit gebeur soos wat die skuld opbou, nê? As jy baie skuld, dalk kom maar 'n preek ergens oor bid en Bybel, dan doen ons dit weer gou vir 'n rukkie.
en dan val dit stadig maar seker weg. En dan bou die skuld weer op en dan dalk doen ons dit ergens weer of jou vrou beklei met jou of jou man beklei met jou en dan bid jy weer en lees bietjie Bybel weer en dan val dit weer weg. En die ernstige ding van skuld is dat soos wat skuld erger word, bou dit op want eintlik help dit ons nie. Skuld dryf ons verder weg van God of dit dryf ons nie na God toe nie. En skuld is iets wat ek dink ons almal in hierdie area mee sukkel want as ons eerlik is, veral na laasweek se preek, ons almal twyfel gereeld of ons groei. Ons almal soek diepte en ons almal weet eintlik kan ons meer doen om diepte na te jaag. En dis hoekom die skuld opbou. Ons weet ons kan meer doen, ons weet net nie hoe nie. En dan bou die skuld op en in plaas van om ons na God toe te dryf die skuld ons weg van God af. En so begin wat ek glo in elke gelowige se lewe, so begin 'n geloofsfrustrasie. Ons almal beleef hierdie spanning en hierdie frustrasie. Ek hoop julle sien die probleem. Die hoe van diepte is nie so eenvoudig nie. Dit is, die hoe van diepte, moenie my verkeerd hoor, die hoe van diepte gaan bly en gaan altyd wees om tyd in God se woord te spandeer. Die hoe van diepte gaan wees om jouself te gee vir persoonlike gebed, om jouself te gee vir God se kerk en sy gemeenskap. Maar vanoggend wil ek terugstaan en ek wil vir ons wys dat agter al hierdie goeders is daar iets veel belangriker. Kom ek wys julle. Ons gaan kyk na hierdie verskillende tekste en ek wil verduidelik die hoe gaan duidelik gemaak word soos wat ons nie kyk na een teks nie, maar spesifiek kyk na 'n hele reeks tekste. Dit is meeste van die kere behulpsaam om stil te staan by een teks, maar partykeer is die Nuwe Testament so volop van 'n tema, van 'n waarheid, die krag van die boodskap kom deur wanneer ons sien dit staan amper op elke bladsy. Dit is oral. En so juis deur breër te gaan hierdie week en na verskillende tekste te kyk, hoop ek julle ervaar dat hierdie 'n massiewe boodskap is van God se woord af. Dit is 'n kragtige tema en hier is hy. Voor ons regtig gaan praat oor die details van gebed en Bybellees, wil ek vir ons wys vanoggend vanuit God se woord dat die hart van diepte is in Christus. Die hart, die koor van alles wat ons aanpak, soos wat ons dieper wil gaan, die hart moet wees meer van Jesus. Die hart van diepte moet diepte in Jesus wees. En so ek het 2 eenvoudige punte vanoggend. Eerstens gaan ons kyk na die diepte wat gevind word in Jesus. En tweedens gaan ons kyk na die diepte wat gevind word deur oor en oor terug te gaan na Jesus toe. Die diepte word gevind in Jesus en diepte word gevind deur oor en oor terug te gaan na Jesus toe. Kom ons spring in ons eerste punt in diepte word gevind in Jesus. Ons het gelees in Efesiërs 3 vers 8 op julle blaadjies dat Paulus sê sy werk, sy roeping was to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. Vers 8. Boundless, 'n kragtige woord. Dit is unending, bottomless, never ending. Hy verwys na die onuitputbare rykdom van Christus. Hierdie idee is volop in ons Bybels. Jesus staan as die Bybel se sentrale en belangrikste figuur. Jesus is die hoogtepunt van die Bybel. Die hele Ou Testament wys vorentoe na sy koms en die hele Nuwe Testament wys ons terug na hom toe. Hy is die bergpiek van alle geskiedenis. Kyk saam my Handelinge hoofstuk 4 vers 12. Daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is waardeur ons gered kan word nie. Paulus sê in Kolossense hoofstuk 2 vers 3, Christ Jesus, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Lukas, Johannes,
Petrus, Paulus, soos hulle skryf in elke boek van die Bybel, is dit hulle hartsoortuiging dat alles wat ons nodig het vir die volste, rykste moontlike Christelike lewe kan gevind word in Jesus. Hulle wil nie hê ons moet verby hom beweeg asof daar iets beter is nie. Hulle oortuiging is dat diepte in ons geloof gevind word in sy onuitputbare rykdom. Dane Ortland het 'n uitstekende boek geskryf dis baie gepas getitel Deeper. En hy gebruik Christopher Columbus as 'n voorbeeld. Hy verduidelik toe Christopher Columbus die Karibiese eilande in 1492 ontdek het hy die mense daar Indiërs genoem. Want hy het gedink hy het Indië ontdek. Maar hy was nie naby Indië nie. In sy pad was uitgestrekte lande en oseaan totaal onbekend aan hom. Hy het niks daarvan geweet nie. Maar hy het gedink hy's in Indië omdat hy aangeneem het die wêreld is veel kleiner as wat dit eintlik is. Hoor hoe daag Dane Ortland ons uit. Lees saam, hy sê, have we made a similar mistake with regards to Jesus? Are there vast, unknown lands of who he is according to the biblical revelation that are unexplored? Have we unintentionally reduced Jesus to a manageable, predictable proportions? Have we been looking at a small, decaffeinated, one-dimensional Jesus of our own making, thinking we are looking at the real Jesus? Have we snorkeled in the shallows thinking we have now hit the bottom of the Pacific? Hierdie is die hart van wat hy nou gaan sê, hoor mooi hoe hy ons uitdaag. Hy sê, let me ask you to open yourself up to the possibility that one reason you see modest growth or ongoing sin in your life is that the Jesus you are following is a small Jesus, an unwittingly reduced Jesus, an unsurprising, predictable Jesus. Ligpunt die punt wat Dane Ortland probeer maak, en die punt wat ek dink so waar is van ons, en die punt wat die Bybel oor en oor aan ons probeer oordra, is ons kan niks doen nie. Ons kan niks bereik nie. Geen diepte of vooruitgang kan gemaak word in ons geloof nie, sonder 'n toegewyde liefde vir die onuitputbare rykdom wat net gevind kan word in Jesus. Geen vooruitgang kan gemaak word sonder die onuitputbare rykdom van Jesus nie. Lees weer saam met Johannes 15 vers 5. I, Jesus, am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Nothing. Jesus se lewe, sy dood, sy opstanding, dit is ons geestelike lewens se asem. Die feit dat hy nou sit op die troon en bid vir ons. Die feit dat hy homself vriend en broer noem vir ons wat eensaam voel. Die feit dat ons deur hom ons Skepper kan Vader noem. Die feit dat hy ons dra wanneer ons flou lê en moedeloos voel. Die feit dat hy eendag amper nou gaan terugkeer en hy gaan self elke traan van ons wang afvee. Hierdie goed en soveel meer. Jesus en alles wat ons in is deur hom ligpunt. Dit is 'n diamant met 'n ontelbare hoeveelheid kante en elkeen skyn helderder as die vorige een. En elkeen trek ons dieper en nader aan ons God. Elkeen verander ons lewe meer en meer. Elkeen red ons meer en meer vanuit die sonde waarmee ons worstel. Elkeen haal meer en meer die natuurlike selfsug uit ons harte uit. Tot ons eendag terugkyk en nie kan glo wie ons is vandag nie.
Dane Ortlund se hele boek is hy wat mediteer op die rykdom van alles wat gevind kan word in Jesus. Die hele boek gaan daaroor. En hy sê self tot sy erkenning, ek het nie eers die oppervlak gebreek van alles wat daar is in Christus nie. So hoor vanoggend dis ons eerste punt. Diepte word gevind in Jesus, want hy is onuitputbaar ryk vir alles wat ons nodig het vir die volste, rykste moontlike lewe. Die tweede punt, ons bietjie meer tyd hier spandeer, is dat daai diepte kan gevind word deur oor en oor terug te gaan na hom toe. As ons besef net hoe ryk Jesus is, die belangrike rol wat hy speel in ons Bybels en behoort te speel in ons lewens. As ons besef hoe ryk hy is, dan maak die Nuwe Testament baie meer sin. Dan maak al die verse in die Nuwe Testament sin wat ons oor en oor terugroep na hom toe. Verse soos Hebreërs 12 vers 1 en 2. Verse 1 en 2 van hoofstuk 12 sê, let us run with endurance the race that is set before us. Waar moet ons aandag wees? Fixing our eyes on Jesus, the founder and perfecter of our faith. Die hele boek van Hebreërs gaan oor hoe die Ou Testament skadu's was en hoe Jesus die perfekte, ongelooflike vervulling is van al daai goed in die Ou Testament. Dis so ryk en diep. Dit gaan net oor Jesus. Maar spesifiek hierdie vers wys ons nie net Jesus is nie net die begin, hy's nie net die founder nie. Hy's nie net die begin van ons geloof nie. Hy is die perfecter. Hy is die een wat ons geloof verdiep. Hy is die sleutel tot ons volwassenheid. Ander verse wat ook sin maak van hoekom ons oor en oor moet teruggaan is Efesiërs. Net na die stuk wat ons gelees het, gaan Paulus in hierdie ongelooflike gebed vir die Efesiërs. En hy bid dat hulle die liefde van Jesus sal sien sodat hulle gevul kan word met die volheid van God. Dis ongelooflike verse. Ryk en diep, volg saam my. Hy sê, and I pray, being rooted and established in love, that you may have power together with all God's holy people to grasp how wide, how long, how deep, how high is the love of Christ, and to know that this love surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Wow. Paulus bid hier vir gelowiges. Hierdie is nie mense wat nie glo nie, hulle glo. Hulle weet van die liefde van Jesus. Hy sê nog meer. Hy sê bid vir die geestelike krag om te kan grasp, om te kan vashou. Die diepte, breedte, lengte en hoogte van Christus se liefde. En dan sê hy, dit is wat julle nader en dieper aan God gaan bring. Dit is wat julle gaan maak, dat julle die volheid van God kan beleef. Dit is ongelooflike verse. Daar's nog baie, maar ek gaan nog een doen. Verse wat ons oor en oor terugroep na Jesus. Toe ons dit gelees, dis op julle blaadjies. Kolossense 2, vers 6 en 7. Therefore, as you received Christ, Jesus as Lord, so walk in him, rooted and built up in him, established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Dit sê nie, walk in the church nie, so goed soos wat dit ook mag wees. Dit sê walk in him, rooted and built up in him. Die Christelike lewe is nie, Jesus red my, en dan gaan ek aan met ander Christelike goedjies nie. Die Christelike lewe word gered deur hom, en beweeg dan elke liewe dag dieper in hom in, die een wat my gered het. Herhaaldelik meer en meer van Jesus. Hy is die begin, die middel, die einde, en hy is alles tussenin vir ons geloofsreis as Christene. Dis Jesus. En ek beloof ek kan aangaan, die Bybel is so volop met hierdie. Maar hier is die punt.
Ek is seker julle het al die classic movie Karate Kid gekyk. Van ons het dalk nie, daar's 'n moderne weergawe, is nogals goed. Maar ek praat van daai ou ene waar die kameras groter was as die karre op die stel. Die jong, arrogante laaitie word geleer hoe om te fight deur die ou, wyse karate meester. Maar tot die kind se verbasing is die klasse nie wat hy verwag het nie. Hy moet 'n ou kar gaan staan en polish. Wax on, wax off. Wax on, wax off. En dis oor en oor. Wax on, wax off. Die mekaar en frustreerd gaan hy toe maar aan. Wax on, wax off. Dag en nag. Eendag, tot niemand se verbasing nie, kom die bullies weer terug, wat hom 'n les of 2 geleer het. Die rede hoekom hy na die karate die meester toe gegaan het in die eerste plek, hierdie bullies kom terug, hierdie bully gooi sy eerste punch en toe instinktief, sonder dat hy eers daaraan dink, met 'n maklike en 'n stewige wax off. Blok hy daai punch, asof dit niks was nie. Classic, die bully se oë is groot en alles maak sin. Alles maak sin. Ligpunt, dis moeilik om te waardeer. Die krag en die transformasie wat plaasvind wanneer ons onsself toewy om herhaaldelik oor en oor terug te kom na Jesus toe. Veral omdat hy eindeloos ryk is. Vra jouself net as 'n voorbeeld, kom ons vat een deel van daai eindelose diamant, die liefde van Jesus, wat Paulus na verwys, die diepte, hoogte, breedte. Vra jouself, hoe sal jou lewe lyk as jy toelaat dat die liefde van Christus vir jou, hoe sal jou lewe lyk as dit jou vorm en vou vir 10 jaar? As dit die enigste geestelike waarheid is wat jy indrink elke dag, sy hoogte, breedte, diepte, lengte, liefde vir my, niks kan my skei van sy liefde nie. Niks gaan hom weg van my af nie. Maak so hoe ver ek val of hoe goed ek doen, hy is daar, sy liefde bly vir my daar. Sy liefde het geen einde nie. Wat sal gebeur as dit al is wat jy geestelik inneem vir 10 jaar? Wat sal met jou lewe gebeur? Jy sal jouself nie herken nie. Jy sal jouself nie herken nie en jy sal elke persoon oplaai op die pad wat vra vir 'n lift. Liefde sal oor jou uitborrel vir almal om jou. Jy sal absoluut getransformeer word. Die Bybel beskryf nie groei as iets wat oornag gebeur nie. Ek wens, in ons kultuur wens ons dit as vinniger. Alles is vinnig. Woolies gee vir jou enigiets wat jy wil hê in 'n mooi gepakte vinnige happie. Dis nie geestelike groei nie. Dis nie geestelike groei nie. Die hoe van diepte is iets wat gebeur wanneer ons stadig oor tyd toelaat dat ons gevorm en vou word, herhaaldelik, deur terug te kom na alles wat gevind kan word in Jesus. Dis om oor en oor jou hart te oortuig dat die waarhede wat in hom gevind kan word, waar is vir jou. En hier's hoekom. Al glo ons, soos die Efesiërs, al glo ons in die liefde van God, al weet ons van die liefde van God, al het ons al 'n bietjie van die liefde van God ervaar, die punt is, daar is laag in my, hoekies en kraakies, kamers, heel kamers in my hart, wat nog nie glo daarin nie. Net soos die Efesiër gelowige, wil Paulus sê, die liefde van Christus en alles van hom moet deelfiltreer na al die hoekies van ons harte toe. En as ons eerlik moet wees, nie hoekies nie, hele deure, hele kamers, hele dele van die huis van ons komplekse harte, glo nog nie in hierdie goed nie. As ons regtig geglo het in die diepte, breedte, lengte en hoogte van Christus se liefde vir ons, hoekom dan, as ek bietjie geniepsig mag wees, hoekom is jy nie heeltyd gelukkig nie? Hoekom loop jou hart nie oor van liefde vir ander nie? Hoekom val jy ooit in selfbejammering in?
Hoekom is jy ooit moedeloos? Hoekom is jy ooit jaloers en begeerig asof ander meer het as wat jy het en asof die Here nie eintlik weet wat jy nodig het nie? Hoekom is jy ooit depressief? Asof sy liefde vir jou nie eindeloos is nie. Hoekom is jy ooit bekommerd asof hy nie op die troon sit nie? Die rede is omdat ons nie regtig weet daarvan nie. Ons weet iets daarvan, maar ons weet nie regtig daarvan nie. Diep in ons harte vertrou ons in ander goed. Groot dele van my hart vertrou in ander liefdes, ander kragte, ander fondasies. Ons vertrou op daai goed, swak goed, goeder soos bankrekeninge en vakansies. Wat ook al, dis goeie goed. Is niks fout met daai goed nie, maar ons hart glo nie regtig tot op die einde alles wat ons het in Jesus nie. Dis die punt. Ons is getransformeer. Ons vind diepte tot die mate wat ons al die waarhede van Jesus vat. En ons laat toe dat daai waarhede deur ons harde harte breek. Sodat ons afgode kan vervang met die een wat ons nooit in die steek sal laat nie. Martin Luther, die groot bekende hervormer in die 16de eeu het 'n ongelooflike ding gesê. Ek wil dit vir lees. Dis ou Engels. Ek gaan stadig lees, maar dis die moeite werd. Hoor hoe praat hy van die evangelie. I must take counsel of the gospel. I must hearken to the gospel which teacheth me not what I do, for that is the law, but what Christ, the Son of God, has done for me. To think on that he suffered and died to deliver me from sin and death. The gospel willeth me to receive this and to believe it. And this is the truth of the gospel. It is also the principal article of all Christian doctrine, wherein the knowledge of all godliness consisteth. Most necessary it is, therefore, that we should know this article, the gospel, well, teach it unto others in Wiriso, and beat it into their and our heads continually. Dit is dalk bietjie kras gestel, maar ek dink dit is 'n stunning prentjie van wat ons harte nodig het. Beat it into my head. Tot ek dit glo. Tot die diepste van my dele daarin verander raak deur hierdie waarhede wat gevind kan word in Jesus. Ons harte is so hard. Ons vergeet so vinnig. Dis hoekom ons so vinnig agteruit gaan. Ons kan niks doen sonder die evangelie nie. Ons kan nie groei nie. Ons harte is so staal, dis so hard so staal, en in daai staal is ingegrafeer alle vorms van selfsug en sonde, red myself, sit myself op die troon, ek is koning. En ons daaglikse werk, die Bybel roep ons herhaaldelik oor en oor terug na Jesus toe, terug na die evangelie toe, sodat ons kan probeer uitvee uit daai ingegrafeerde sonde, kan probeer uitvee, wax on, wax off, wax on, wax off, uitvee dit wat daar ingegrafeer is. Maar ons, hoor mooi, ons kan dit nie doen eintlik nie. Hierdie is nie 'n moeite ding nie. Ek kan nie, so hard as wat ek alleen probeer krap, gaan ek nie die sonde en die selfsug en die eie ek kan afvee uit my hart uit nie. Dit is ingegrafeer, maar met geloof in die evangelie kan ek begin uitvee wat daar staan. Met die werk wat ons dat geroep word, is 'n werk vir dieper geloof. Dis 'n dieper geloof. Ons werk is om te glo meer en meer en meer. Om meer en meer in bewondering te staan van alles wat ons het in Jesus. En stadig maar seker, soos wat ons onsself oorgee vir geloof, vee Jesus met die evangelie, vee hy meer sonde uit ons lewens uit. Haal hy meer van die self uit die troon uit, soos wat ons meer oorgee aan hom. Nou, ek wil sê, hierdie is moeilik, en weer eens is 'n stadige werk wat lewenslang duur, maar ek wil vir julle sê, dis onmoontlik om dit te doen, sonder 'n groot en almagtige prentjie van Jesus nie. Hoe gaan ons hom vertrou, as ons nie 'n almagtige prentjie het van wie hy is nie? As ons Jesus klein is,
gaan hierdie onmoontlik wees. Of jy gaan tot by 'n punt kom en jy gaan ophou groei. Gaan ophou groei tot op 'n punt. So groot as wat jou Jesus is, so groot is die groei wat jy kan beleef in jou Christelike lewe. Dit is die hoe van diepte. Die hoe van diepte is Jesus en herhaaldelik toenemend meer en meer van Jesus. Nou in die lig van dit alles wil ek ons laaste tydjie saam spandeer en ek wil die praktiese vrae weer tafel te bring. Ek wil sê, hoe lyk hierdie? Ons is oortuig, Johan, maar hoe lyk dit dan om herhaaldelik terug te kom en myself te herinner aan wie Jesus is? Hoe groei ek in my geloof? Die praktiese antwoord dan, nou in die lig van alles wat ons gelees het, die Bybel sê, nou kan ons praat oor geestelike dissiplines. Spiritual disciplines. Dit is daai praktiese goed, soos om te vas, meer en meer van God se woord te lees, alleen en in die kerk. Selfstudie, gebed, stil raak voor God. Al daai dinge is geestelike dissiplines. Dis sekere dissiplines wat ons hand af om ritmes in ons lewens te bou sodat ons geestelik kan groei. Ons kan bietjie nou hieroor praat. Ons gaan nie daarvan af wegkom nie. Hierdie goeders moet in elke Christelike lewe, in elke Christen se lewe moet hierdie goed belangrike ritmes wees in ons lewens. Sonder hierdie goed in ons lewens kan ons nie die diepte van Jesus ontdek nie. Hierdie ritmes en hierdie gewoontes bly die beste plekke vir ons om meer en meer van Jesus te geniet. Dave Mathis het 'n uitstekende boek geskryf oor geestelike dissiplines en hy het sy boek getitel Habits of Grace. Habits of Grace. En ek dink dis die beste beskrywing vir hierdie tipe ritmes wat in ons lewens behoort te wees. Habits of Grace, gewoontes van genade. Hy beskryf dit so, hy sê, genade is deur Jesus elke dag beskikbaar vir jou, dis soos 'n diep en kragtige rivier wat vloei elke dag. Diep en kragtig vloei die genade van Jesus vir jou. Dit was die punt van laasweek se preek en hopelik die punt wat ek meer en dieper duidelik gemaak het in die eerste punt. Elke dag vloei daar 'n rivier van Jesus se genade. Dis daar, dis reg vir jou. Dave Mathis sê, hierdie gewoontes, geestelike dissiplines, hulle red ons nie. Hulle is nie wette nie. Hoor asseblief, hulle impres nie vir God nie. Niks wat 'n sondaar wat gered is deur genade kan God impres nie. Niks wat ons doen nie. Dit impres nie vir God nie. Hulle is nie streng verpligtinge wat ons behoort laat skuldig te voel as ons 'n week mis nie. Hulle is nie die goeders wat ons doen sodat ons God se arm kan draai sodat hy vir ons kan gee wat ons eintlik wil hê nie. Nee. Geestelike dissiplines is nie een van daai goed nie. Hy sê geestelike dissiplines is ritmes en gewoontes wat paadjies is wat ons stap om by die rivier uit te kom. Dis klein roetes wat ons week na week stap sodat ons kan gaan drink by daai diep soete rivier van Jesus se genade wat daar is altyd. Dit vloei elke dag vir jou. Maar daar's sekere paadjies wat God in plek gestel het. Hy noem hulle regular and established routes. Paadjies wat hy vir ons gegee het. Sodat ons kan gaan drink van daai genade. Hy praat in die vorm van 3 groot kategorieë en ons baie detail onder elkeen. Ek gaan nie nou in die detail ingaan nie, maar hy praat in 3 groot kategorieë, 3 primêre paadjies wat die Bybel vir ons sê, loop hierdie paadjie om meer van die genade te drink wat daar is vir jou. Regular and established routes to the rivers of grace. Hear his voice. God se woord. Hear his voice. Have his ear. Gebed. And belong to his body. Fellowship. Los daai op vir 'n oomblik. Ek wil hierdie beskryf vir 'n oomblik. Ek wil dit net uitpak kortliks. Hy sê God roep ons om meer van Jesus te ontdek deur 'n holistiese benadering. Dis nie een ding nie. Ons kort waarheid vir ons koppe en ons harte. Ons kort ook 'n intieme tyd alleen waar ons harte kan deel met hom.
waar ons weer kan oorgee, waar ons selfsug begin oorneem het. Waar ons weer kan erken, hy is God en ek is nie. Waar ons sondes kan bely, wat ons weet, ons pla en tuister, waar die skuld bou op. Ons moet dit bely, ons kort 'n plekkie alleen om dit te bely. Waar ons weer onthou, niks kan my skei in die lig van daai sonde, kan niks steeds my skei van die liefde van Jesus nie. En ons kort gemeenskap. 'n Kerk wat ons saam nagmaal en doop, die tekens van doop en nagmaal is alleenlik genoeg om vir julle te wys. Dit gaan net oor Jesus. Die 2 sakramente wat Jesus vir ons gegee het, gaan oor meer van hom. Ons kort 'n kerk waar ons saam kan reflekteer oor die prentjies van doop en nagmaal. Sodat ons saam kan sing en hoor hoe verklaar ander gelowiges hierdie wonderlike waarhede. Maar belangriker as alles, ons kort kerk, sodat mense in ons lewens ons kan herinner van die liefde van Jesus en die diepte in hom, wanneer ons vergeet, want ons gaan vergeet. Ongelukkig gaan 70% van wat ek sê, gaan in een oor en een uit. Ongelukkig. Ons kort mense om ons te herinner. Daar gaan moeilike seisoene kom en jy gaan die pad byster raak en veral in swaar kry, kort jy mense wat bid vir jou wanneer jy nie kan bid nie. Jy kort mense wat sing vir jou wanneer jy nie kan sing nie. En jy kort mense wanneer God se liefde ver voel, kort jy mense wat letterlik daadwerklik vir jou deur hulle lewens 'n herinnering is van die liefde van God, soos wat hulle jou dien. En daar is vir jou in die donkerste van nagte. Dis 'n holistiese benadering. Al hierdie goeders trek ons dieper in Jesus in. Dis nie een ding nie. Dis 'n daaglikse ritme, 'n maandelikse ritme, 'n jaarlikse ritme. Stilte tyd alleen gaan nie vir jou die diepte gee wat jy soek nie. Dis 'n lewe wat gewandel word en ingerig is om op elke aspek en elke manier en vorm jou hart uit te daag oor alles wat waar is vir jou in Jesus. Dis die punt. Jy kan nie sonder hierdie goed nie. Dit is nie wette nie, maar jy kan nie sonder dit nie. Dit is awesome vir jou Christelike lewe. En dis die punt. Hierdie goeders behoort 'n toenemende belangrike plek in jou lewe te hê, soos wat jy groei. Dis die praktiese hoe. Ek wil laaste paar goedjies noem. Die rede hoekom ons skuldig voel baie keer met hierdie goed. Die rede hoekom ons so vinnig skuldig voel is want ons maak dalk die tyd om daar uit te kom. Ons staan dalk vroeg op voor die kinders selfs. Ons lees en bid, ons doen die dinge. Dit is maklik om die dinge te doen en om nooit in daai oomblik te drink van die rivier nie. Om nooit die genade in te neem, die liefde te herinner te word. Het is maklik om alles te doen wat nodig is en om nooit eintlik joune eie in te drink, die genade wat beskikbaar is vir jou nie. En ek wil net sê, as ons nie sy genade onthou, elke liewe dag en al die goed is nie, as Jesus nie die punt is van al die goed nie, gaan ons skuldig voel. Ons gaan onsself begin condemn, hierdie goed gaan wette word. Dit gaan leeg word, dit gaan voel asof jy teen die dak bid. Maar as dit nie is vir jou, as jy 'n jong gelowige is wat regtig nie hierdie goeders gedoen nie, of jy's al 'n ou gelowige wat lankal opgegee het op die belangrikheid van hierdie goeders, as jy weer wil probeer, onthou dan net weer tog asseblief die genade van Jesus wat hierdie goeders alles moet deurdrink. Satan gaan vir jou probeer sê, dalk selfs môreoggend gaan hy vir jou probeer sê, kyk, jou sleg Christen het weer aan die slaap geraak. Hy gaan die evangelie probeer omdraai en jou condemn. Onthou asseblief, in daai plek, Jesus is die punt van alles. En drink in genade, soos wat jy bid en Bybel lees en tyd maak vir hom. Romeine 8 vers 1. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Want hy het alles gevat. Ek wil ook sê, op 'n praktiese punt, ons moet ons verwagtinge reg hê as ons hierdie goeders weer in ons lewens wil inwerk.
Soos enige goeie ding, vat dit tyd en moeite om beter te raak met iets wat 'n nuwe gewoonte is in ons lewens. Niemand kan môreoggend opstaan en die kamerits hardloop nie. So ook, ons gaan nie môreoggend als perfek reg kry nie, dis nie waaroor dit gaan nie, in anyway nie. As dit is waaroor dit gaan, het ons die punt gemis van vandag. Hoor dat daar's 'n siklus wat gaan plaasvind. Ons moet almal begin met dissipline, diligence. Ons moet almal begin met 'n bietjie, hierdie is belangrik, ek moet dit doen. Ons almal moet begin met bietjie dissipline, maar die siklus wat dan gebeur is diligence word delight. Ergens in die midde van 'n bietjie dissipline vind ons die vreugde, jou siel ervaar die soete genade van Jesus. En dan word delight meer dissipline, dan wil jy dit begin doen. En so, hoor my, dis dalk bietjie moeiliker in die begin, maar dis nog steeds die moeite werd. Dis nog steeds die moeite werd. En onthou weer, geen een dissipline is die oplossing vir alles nie. Stilte tyd alleen is nie die oplossing vir alles nie. Ons kort 'n holistiese ministering of the soul. Ons kort kerk, gesinsgroepe, klein groepe, God se woord, alleen en saam. En ek sê dit want as jy help nodig het met hierdie goed, kom ons doen dit nie alleen nie. Kom ons vra vir 'n seisoen om saam met iemand anders te lees en te bid. Wys my, hoe doen jy dit? Dalk is daar 'n gelowige wat bietjie verder by die pad af is. Dit is baie keer moeilik om te weet wat om te doen wanneer jy die tyd gemaak het. Doen dit saam met iemand, bou die ritme op saam met iemand tot dit deel is van jou eie lewe. Moet dit nie alleen doen nie. Daar's soveel wat ek wens ek nog kon sê. Ek gaan afsluit met 2 Petrus hoofstuk 3 vers 18. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 18, die laaste bevel wat Petrus gee aan die kerke voor hy doodgemaak word. En dit som perfek op wat ek glo God se woord ons na toe roep. Oral. Die hoe van diepte is Jesus. Die hoe van diepte is oor en oor terug by Jesus. Hoor hoe sê hy? Hy sê, beloved, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Moenie ophou groei in jou genade en in jou kennis van Jesus nie. To him be glory, both now and to the day of eternity. Amen. Dis God se woord. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie vir u woord, dit is so ryk. Vir ons wat ervaar dat ons Jesus klein is, sal u die gees van God gebruik om ons op 'n begeerige pad te sit wat toenemend 'n groter Jesus wil volg. Vader, maak ons ontevrede met 'n klein Jesus en maak ons harte vol met 'n brandende passie vir 'n groter en meer almagtige Jesus wat ons meer en meer kan vertrou. En bo alles, Vader, mag u genade wat eindeloos is in Christus vloei oor ons almal se harte en herlewing bring in ons Christelike tye alleen. Bring herlewing in ons stilte tye, bring herlewing in die stil oggende waar ons lankal voel ons bid in die dak vas. Ag Vader, ons wil almal meer en meer van u hê. En so bring ons terug na u seun toe en hou ons daar. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.